Goeiemôre. Hier is ek op 20 Augustus vir 'n 16de keer besig met dankbaarheid en die dankbaarheid in hierdie geval. Ons kyk na die name, na die betekenis van die Hebreëse name en glo my, elkeen van hierdie name se betekenis is so enorm dat ons niks anders as net dankbaarheid daaroor kan uitleef nie. Ja, my naam is Estie Geldenhuys en ek wil net eers asseblief sê, Vader, dankie, dankie, dankie. Dankie dat ons weer hier kan wees, dat ons vandag oor hierdie naam, Yahweh Nissi, kan nadink. Ek bid in die naam van Yeshua, Vader, gaan U myself vooruit, asseblief. Kom U en breek dit self oop vir elkeen van ons. Mag ons begryp, dit wat U wil hê, ons sal verstaan, uit hierdie naam. Mag ons dit ons eie maak, en mag ons dit soos geestelike oorlogvoering letterlik aantrek, sodat ook hierdie naam ons kan beskerm in U. Dit vra ek, in die naam van Yeshua. Yahweh Nissi. En dit beteken, die Here is my banier. Die beste vertrekpunt om hierdie naam te beskryf is om te kyk na handelsmerke. Handelsmerke het in ons dae groot geword, né? Wanneer ons spesifieke kleure en 'n spesifieke kombinasie sien wat in 'n spesifieke handelsmerk gebruik word, dink ons dadelik aan daai handelsnaam. Want die kleure verteenwoordig dit. En dit word vir ons soos ipso facto, want dit is daardie bank of daardie wat ook al, is 'n kleure. En ons verwag eintlik om dan iets van hierdie spesifieke, wat dit ook al is, 'n bank of 'n produk, ons verwag om dit daar te sien, want ons herken die kleure daarvan. En hoewel dit nou vir ons werklik waar kan klink asof mens geen respek het nie, is dit eintlik ook wat gebeur met die naam Yahweh Nissi. Want hierdie naam beteken, die Here is my banier. Handelsname het letterlik soos baniere geword. Daarom hierdie platvloerse vergelyking. Maar kom ons dink 'n bietjie aan voorbeelde van baniere wat aan ons bekend is. Stel jou voor jy land as 'n passasier in 'n vliegtuig in 'n vreemde land. Jy kyk op en waarlik daar wapper 'n ry vlae en jy herken jou eie landsvlag daar. My aarde, dis mos lekker nie waar nie. Dit voel of jy erken en verwelkom word. Die vlag vertel immers iets van wie jy is en waar jy vandaan kom. En daar sien jy in 'n vreemde land, so waar ook jou land se vlag wapper. Dit kan selfs gebeur dat iemand in 'n vreemde land moeilikheid kry met plaaslike regsdienaars en daarom vlug hy na die gebou waar sy land se ambassade gehuisves is. Die hekwag maak vir hom oop, maar hy laat nie sy agtervolgers ook in nie. Agter die hek staan hierdie persoon, klou aan die tralies vas, en jy selfs vir die ouens aan die ander kant, want hulle kan hom niks maak nie. Want hy staan onder die vlag van sy eie land. Wat beteken dit? 2 baie belangrike woorde. Identiteit en autoriteit. En dit is wat in die kern van Nissi, die naam Nissi, verskuil is. Terwyl Moses met die volk uit Egipte weggaan, kom hulle te staan teen die Amalekiete. Yahweh Elohim lei hierdie klomp slawe wat van oorlog net mooi niks weet nie, om teen hierdie vyand te veg. Nou hoor nou, hoe lees Eksodus 17 vers 11 tot 15? En telkens as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste. Maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste. Maar die hande van Moses het swaar geword. Daarom het hulle 'n klip geneem en dit onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit. En Aaron en Hur
het sy hande ondersteun. Die een diskant aan die ander en die ander kant. So het sy hande dan vasgebly tot sononder, want twee ander mense het sy hande in die lug gehou. Eksodus 17:13. En Joshua en Amalek en sy volk met die skerpte van die swaard 'n neerlaag toegebring. Vers 14. Toe sê die Here vir Moses, skryf dit as 'n aandenking in 'n boek en prent dit Joshua in, dat ek die gedagtenis van Amalek onder die hemel heeltemal sal uitdelg. Vers 15. En Moses het 'n altaar gebou en dit genoem, die Here is my banier. In Hebreëus, Yahweh Nissi. Daar's veral twee dinge wat hierdie banier, Yahweh Nissi, vir ons wil doen. Die een is identiteit. Dit sê wie ons is. En die ander een, sekuriteit. Kom ons kyk eens na identiteit. Dat elkeen van ons vir onsself sal uitmaak wie ek in hom is. Ja hoor. Ons kan lees en leer van wat ander daaroor uitgepleis het. Maar ek beloof jou, dit wat jy vir jouself voor die aangesig van ons Vader in jou hart vasmaak, verloor jy nooit. Vra hom dat hy self aan jou sal verduidelik wat dit beteken dat hy, die lewende skepper God, jou beskermer is, wat ook jou hele lewenswandel wil bepaal. Ons identiteit moet ons in hom vind, want dit is die veiligste identiteit. En weet jy dat die identiteit van die almagtige skepper God, as ons dit begeer, beskerm dit ons teen onsself en teen enigiets anders wat slinks wil wees om ons van hom al weg te leur, weg te lei. Die sekuriteit deel. Wanneer jy hom as jou nissie ontvang en die keuse maak om jou ganse lewe onder hierdie banier te stel, sal dit vir jou gebeur. Yahweh Nissi word jou sekuriteit. Maar, 'n groot maar. Gaan terug na die volk van Israel en al die baie leiers en konings wat hulle gehad het. Geen een wat die almagtige Yahweh Nissi versaak het, kon end uit op sy beskerming staat maak nie. Weet wie hy is, verseker, maar leef dan in gehoorsaamheid aan sy versoeke en opdragte, terwyl ons dit, waarvoor hy staan, steeds dieper ondersoek, met die begeerte om deel te wees van wie hy is. Hoe gebeur dit? Nissi staan nie alleen vir sekuriteit nie, maar ook vir identiteit. Dit is iets wat elkeen van ons vir onsself moet uitklaar voor hom, en weet jy, niemand anders kan dit vir jou verduidelik nie. Jy moet self gaan sit voor hom en regtig bid dat hy nie net sekuriteit nie, maar ook identiteit waarlik vir jou sal oopbreek. Sekuriteit, Efesiërs 1:7. Die bloed van Jesus verlos my van die hand van Satan. Dit is sekuriteit. Galasiërs 3:13. Die bloed van Jesus het my losgekoop van die hand van Satan. Steeds sekuriteit. Hebreërs 13:20. Die bloed van Jesus het 'n ewige, goddelike verbond gesmee met Elohim. En ek word by daardie verbond betrek, as ek glo in Christus en in sy bloed. 1 Johannes 1:9. Die bloed van Jesus reinig my van alle sonde. En Hebreërs 10:19. Deur die bloed van Jesus ontvang ek vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan en ons Vader daar te dien. En dan Openbaring 7:14, as ook Hebreërs 1:9.
bring die bloed van Jesus my by die bron van ewige blydskap. Gaan kyk weer na daai 2 teksverse. Openbaring 7:14 en Hebreërs 1:9. Die bron van ewige blydskap. En dan is daar die identiteit. Ons het pas gepraat oor die sekuriteit, al hierdie verse gaan oor sekuriteit, nou identiteit. Wat deur Jahwe Nissi vir ons, namens ons, bevestig word. Johannes 1:12 verklaar dat ek kind van God is. Matteus 5:14, ek is lig van die wêreld. 1 Korinte 5:17, ek is 'n nuwe skepsel. Johannes 15:15, ek is 'n vriend van Christus. Romeine 8:17, mede-erfgenaam van Christus. En dan Romeine 8:1, in hom, vir altyd vry van veroordeling. Hoor hoe mooi word sekuriteit as ook identiteit in hierdie teksverse uitgespel. Ek het dan net nog 2 skrifte wat ek bitter graag vir jou wil deurgee. En dit is 2 Korinte 2:15, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Gaan bepeins weer 'n bietjie daai ene. En dan Efesiërs 5:1 en 2. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het en ons vir hom oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Dankie Vader, dat ons identiteit kan vind in die bloed van ons Messias en dat ons sterkste, kragtigste sekuriteit lê in die bloed van Christus. Dankie dat ons Messias op hierdie manier ons Jahwe Nissi is. Nissi wat vir ons sekuriteit gee en ook identiteit. Mag ons dit in U vind. Halleluja, amen.